Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum en dan ook natuurlik aan al ons woordkykers. Goed dat jy weer ingeskakel het en saam met ons hierdie geestelike groei beleef wat ons hier beleef. Nou voordat ons gaan kyk na die ritmes waarmee ons besig is, ritmes van liefde, ritmes van genade wat ek en jy geniet, kom ons staan eers op en ons gaan saam sing en ons maak saam sy naam groot. Soek allereerst die koninkryk van God, soek na die wil van die Heer. Alles wat nodig is sal die Vader dan, vir julle gee uit sy oorvloed. Soek allereerst die koninkryk van God, soek na die wil van die Heer. Alles wat nodig is sal die Vader dan, vir julle gee uit sy oorvloed. Nou ons is die afgelope tyd besig, van die begin van die jaar af. So ons besig om te praat oor lewe met ritme. En ons het jou nou al 'n hele paadjie gevat van die fondasiewaarhede van God, die ritmes van God, 'n geheel prentjie daarvan, dalk net weer die prentjie wat ons met jou behandel het. En toe het ons begin om elkeen van hierdie sketse afsonderlik uit te haal en te begin om jou te verduidelik, wat beteken hierdie ritme? Nie net wat beteken hierdie ritme vir ons nie. Wat beteken hierdie ritme al vir die afgelope 2000 jaar, deel van ons kerkgeskiedenis? Hoe het verskillende mense dit geleef? Hoe belangrik dit is? En hoe kan ek en jy vandag in die moderne tyd hierdie ritmes nog steeds deel van ons lewe hê? En die groot doel, die groot droom, sodat ons ware volgelinge van Jesus kan wees, sodat ons waarlik die Christelike lewe kan leef, die seën, die lewensverandering, die krag daarvan kan beleef in ons lewens. So kom ons begin, waar ons begin het is iets van die speel, die ritme van hoe sien jy God, hoe beleef jy God en hoe sien jy jouself? Ek en jy, elke dag, elke week, moet ons sê, wie is God? Hoe beleef ek hom? Hoe sien ek hom? En ons het oefeninge wat jou help om hierdie gedagtes deel van jou lewe te maak. Ek dink net aan 'n oefening wat vir my baie prakties was, is iets van die laaste 24 uur. Hoe sal ek God beskryf in my lewe? Wat het jy beleef? Die laaste 24 uur. Wie is God? Hoe het ek myself gesien die laaste 24 uur van hierdie dag of wat ek al beleef het? Die volgende ritme, laasweek daarna gekyk, is hoe ek en jy ingeskakel kan bly in God, die muurprop. En daar was die fondasie, God is beskikbaar en hy ontmoet jou en my waar ons is. En ons het dit geniet daar rondom, om te kyk na vinnig paar oefeninge van wat jy kan doen, om ingeskakel te bly heeldag by die Here. Nou die volgende een waarna ons gaan kyk, is iets van die verpleegstershoed, nê. Dit is iets van die mediese geneeskunde, of wat ook al jy daarin wil sien. En dis die beginsel, God is 'n geneesheer. Nee? Hy kan jou en my gesond maak, maar nie net genees in ons liggame nie, in ons totale menswees. En ons praat daarvan hier in hierdie woorde, God is die weg en genees my om in sy karakter te groei. Nou dis 'n klomp woorde, kom ons spandeer vandag bietjie tyd hierby. God is die weg, praat iets van, hy is die weg, die waarheid, die lewe, hy is die wysheid, God ken die weg, hy is altyd reg, hy is nooit verkeerd nie, al daai gedagtes, ons gaan nou meer daaroor praat. En hy genees my. Onthou wat dit Jesus gesê, ek het nie aarde toe gekom vir die gesondes nie, maar vir die siekes om hulle te red. Hy is 'n geneesheer.
Hy kom juis vir die swak areas in ons lewens. Wat wil ons altyd vir hom gee? Ons wil altyd ons goeie areas gee, nê? Ons wil altyd ons beste vir hom voorhou. En ons probeer die swakke, die sonde, die sleg vir hom wegsteek. Nee, hy kom juis om jou en my te genees. Nou wat is genesing vir hom? Om ons te verander na sy karakter toe. Nou kom ons begin bietjie hier praat. Sy karakter. Baie mense het hierdie groot debat. Wat is reg en wat is verkeerd? Wat is sonde en wat is heilig? En dan is daar massiewe stryery in die kerk. Kom ons wees nou maar eerlik, né? Daar's verskriklike debatte oor wat is reg en wat is verkeerd. Wat is sonde en wat is nie. Ek onthou, een van die mees algemeenste vrae wat 'n predikant kry in sy lewe, veral as jy met jong mense werk, ek onthou dit nog baie goed in jongmensbediening, is dit sonde? En dan kan jy daai dit enigiets noem. Is dit sonde om te dans? Is dit sonde en die debatte oor wat is sonde en wat is nie. Nou hierdie ritme gaan oor die beginsel. God is die weg. Hy weet wat is reg en wat is verkeerd. Hy weet wat is die beste vir jou. Hy weet wat kan jou lewe verander na daai vol lewe, daai lewe in oorvloed toe. En hy wil jou genees in elke area van jou lewe waar jy met leuns te doen het. Waar jy 'n valsheid glo, waar jy gewoontes in jou lewe het wat verkeerd is en die loon van die sonde is die dood en dit gaan pyn in jou lewe bring. En hy wil jou verander na sy karakter toe. Want ek en jy is geroep na sy beeld en sy karakter. Kom ons kyk gou na Johannes 14 vers 6 wat net hierdie bevestiging is dat Jesus die weg is, die waarheid en die lewe. So duidelik. Jesus sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. Nou ek wil amper hier ietsie bysit. Jesus is die weg, die waarheid en ek wil bysit die wysheid en die lewe. Want ons soek wysheid. Wat is reg en wat is verkeerd? Wat is heilig en wat is sonde? Baie debat daaroor. Ons kan hieroor praat en as ek goed gaan begin noem, hier vir ons gemeente en selfs oor die televisie, as ek goed gaan begin noem, dan maak ons die debat weer oop. Is dit verkeerd om te? En dan kan ons so stry en beklei. Dis waar hierdie skrif in kom. Jesus is die weg. Jesus is die waarheid. Jesus het die wysheid wat jou en my na ware lewe wil genees. En in hierdie genesende pad vat hy jou en my na die Vader toe. En stel ons aan die Vader voor in ons geneesde posisie. In wat hy in ons lewens gedoen het en wat hy in ons lewens verander het. Nou kom ons praat so ietsie net oor wat is hierdie reg en verkeerd, hierdie debatte oor sonde en nie sonde nie. 'n Mooi definisie vir sonde wat die ouens oor praat is, sonde is om jou doel te mis. En weer 'n keer, dit maak 'n groot gesprek. Hulle het mos altyd gepraat van 'n ou wat pyl en boog skiet, en dan wanneer hy die pyl afvuur en hy mis die teiken, dan skree hulle iets van sonde. Hy het gemis, hy het sy doel gemis. Wat is jou en my doel? Wanneer is ek en jy besig met sonde? Jesus se opsomming, Jesus se vergelyking, Jesus se antwoord vir alle mense sal wees liefde. God is liefde. En ek en jy is geroep na sy beeld en gelykenis. My en jou doel is liefde. En wanneer ek en jy besig is met enige iets anders as liefde, dan is ek besig om my doel te mis. Dan is ek besig met selfsugtige dinge. Dan is ek besig met onbelangrike aardse dinge wat tydelik is en wat nie in die beeld van Christus is nie. Liefde. Nou weer 'n keer. Liefde is 'n groot woord, né? Ek dink Hollywood leer ons iets van liefde wat baie keer bedrieglik is, né? Dis sommer iets van jy val in liefde en môre val jy weer uit liefde uit en liefde kom en liefde gaan. Ek dink nie dis die skool van liefde nie. Die skool van liefde is Jesus. Hy's die weg.
Hy is liefde. Hy leer jou en my wat ware liefde is. Enige iets wat ek net vir myself doen. Enige iets waar ek nie aan my naaste dink nie. Enige iets waar ek glad nie betrokke is by die koninkryk, die visie van God vir hierdie wêreld en mense nie. Dis selfsugtig, dis liefdeloosheid. En wanneer ek daarmee betrokke is ek besig met sonde. Ek dink jy hoor by my, iets van nie 'n wettiese godsdiens van, jy mag nie dit, jy mag nie dat, jy mag nie so, jy mag, nee, dis nie wat sonde is nie. Sonde is enige plek waar ek en jy nie na sy karakter groei nie. Enige plek, enige daad, waar jy nie in liefde verdiep nie. Hoor wat ek vir jou wil sê. Baie meer goed is sonde as wat ons in die verlede gemaak het. En baie minder goed is actually verkeerd, wat ons oupas en oumas gesê het verkeerd is. Jy sien, om dit te doen of dat te doen, is baie keer nie sonde nie. Maar om so of so te wees by die werk of by mense, dit was al die tyd sonde en ons was nooit kwaad daaroor nie. Mooi definisie. Sonde is om nie Christus se liefde elke oomblik in alles wat jy doen te leef en te demonstreer nie. Nou dis waar hy sê, ek is die weg. Ek het die wysheid. Ek kan jou genees om liefde te leef in jou karakter elke oomblik van die dag in alles wat jy is. Daar's 'n mooi skrifvers, 1 Tessalonisense 5 vers 23 wat ons hierdie belofte gee dat God, dat Christus jou en my kan verander, genees in ons hele mens wees. Kom ons gaan lees dit saam. Hy sê, mag die God van vrede julle volkome aan hom toewy. Ja, mag God julle so bewaar dat julle na gees, siel en liggaam volkome vlekkeloos sal wees wanneer ons Here Jesus Christus terugkom. Hy wat julle roep is getrou. Hy sal dit doen. Hoor hierdie woorde, God wat vrede gee. God wat lewe gee. Hy kan na jou en my toe kom en in ons verhouding met hom, in ons toewyding met hom, kan hy kom en hy kan ons volkome kom maak. Volkome maak hoe? In gees, siel en liggaam. Dit beteken, hy kom genees jou in jou hele mens wees. Hy kom verander jou hele karakter. Hy kom spreek areas in jou lewe aan, in jou emosies, waar jy met bagasie sit, fisies, waar jy dalk met verslawing sit, in jou gees, waar jy met ongeloof en twyfel en goed, hy kom in jou totale mens wees. En hy kom wys vir jou areas van liefdeloosheid. En hy kom verander dit na sy beeld en na sy gelykenis. Hierdie laaste woorde, hy wat julle roep is getrou. Hy sal dit doen. Ek wil weer 'n keer hier iets insit in die Bybel, saam met dit sit. Dit is nie net hy sal dit doen nie. Ek wil vir jou sê, hy kan dit doen. God kan jou lewe verander. Hy is die geneesheer. As daar iemand is wat jou kan help om 'n verslawing te breek, dan is dit God. As daar iemand is wat jou kan help om in jou karakter, kom ons praat van, in jou humeur, in selfsugtigheid, in dade waaroor jy al jare spyt is, en jy het al gegaan en gesê, ag, my pa het gedoen, my ou pa het gedoen, en lyk my ek doen dit, en ons sal maar so doodgaan, jy weet, ons van tonders is maar seun van die, jy weet, ons het mos al die sinnetjies, hoe ons vir onsself sê, ek is nie so sleg nie, ons is maar almal so. Kom ek sê vir jou, God kan jou verander. Jy is die een waar dit kan begin verander. Dit hoef nie in die geslagte saam met jou te gaan nie. God kan jou verander, God kan jou genees, dat jy 'n anderse mens is, anders as wat jy voorheen was. Kom ons gaan lees hierdie skrif in die Engels, in die Message vertaling. Hy sê dit net so goed, hy sê, may God himself, the God who makes everything holy and whole, make you holy and whole. Put you together, spirit, soul, and body, and keep you fit for the coming of our Master, Jesus Christ. The one who called you is completely dependable. If he said it, he'll do it.
Ek hou van daai woorde, iets van, hy gaan jou heilig maak, maar ook heel maak. Om 'n heel mens te wees. Dit is iets van, ek kry 'n prentjie nie net van hierdie heilige saint wat ons altyd sien, en hierdie ou is so heilig, hy geniet nie sy lewe nie, hierdie ou is so heilig, hy is eintlik maar 'n ou regte drup, hy lag nooit nie, hy geniet niks nie, want hy is mos nou swaar en heilig. Hy sê nee, hy gaan jou nie net kom heilig maak nie, hy gaan jou heel kom maak. Jy sien, 'n heel mens is 'n gelukkige mens. 'n heel mens het goeie verhoudings. 'n heel mens meng op die regte manier met mense. 'n heel mens voel sy lewe het betekenis. Hy weet wat is sy doel. Wat begeer jy? Om heel te wees? Om Jesus se karakter jou karakter te hê? Begeer jy dat God jou kom genees? Dat hy in jou lewe die weg word, dat hy die wysheid het, dat hy jou kan kom help? Nou, hierdie is 'n ritme, né? Onthou waarvan ons praat. En hierdie ritme moet in jou lewe ingeoefen word. Waar jy jouself gereeld evalueer, jouself gereeld aan God gee, daai woordjie, aan God toegewy wees, en ons leef uiteindelik deur al die ritmes, wanneer jy jou hart gee, wanneer jy jou verstand gee, wanneer jy jou siel gee, dis wanneer hy kom en hy werk in jou en hy genees jou. Nou, hierdie week, is weer 'n week wat voor lê, ons het al die oordenkings, ons het al die oefeninge, al die ritmes vir jou, en ons wil jou uitnooi om saam met ons hierdie pad te gaan stap op, byvoorbeeld die woord.tv, gaan kyk daar wat is die oefeninge. Hierdie week is as Woensdag. Dis die begin van die lydingstyd wat oploop na Paasfees toe. En daar is duisende, letterlik miljoene Christene reg oor die wêreld wat hierdie week begin met hierdie, Here, is daar iets in my wat U wil genees? Daar's 'n bewustheid hierdie week, daar's 'n sondebelydenis hierdie week, daar word ekstra tyd aan gebed spandeer van Woensdag af, waar ons iets sê van Here, hier is my lewe. Kom, U is die weg. U ken al die seer, al die pyn, al die swakheid. U weet waar is ek nie hoe ek moet wees nie. Kom en genees my. Kom en verander my. Ek weet nie van jou nie, maar ek begeer daai verandering elke jaar. Elke jaar glo ek, vertrou ek, volgende jaar by hierdie tyd, as ek begin met Paastyd, het ek 'n paar van hierdie goggos in my lewe uitgesorteer, vir Christus gegee. Het hy my kom vrymaak daarvan. Kom ons gaan in, kom ons leef hierdie ritme van God is die weg, en hy kan my gesond maak en verander na sy karakter toe. Kom ons luister na hierdie lied saam. Soveel om te geniet, soveel om te bewaar, soveel vir my geleer, soveel om voor dankie te sê. Wie verdien soveel genade, wie verdien die hand wat ons lei, wie verdien soveel liefde, die liefde wat vrees verdryf. Ek stryd my vlerke oor, ek leef my lewe voluit, ek zweef in die genade wat U gee. Ek sprei my arms vrye, koester teen my hand, die wonderwerk van lewe wat U gee. Soveel om te deel, soveel om te gee, soveel uit die hand, dat vrees en angs ons bedreig. Ek sal vas bly glo, dat U die lewe in ons bewaar. Ek sal leef met passie, want wat is 'n lewe as dit nie geniet en uitgegiet word nie. Ek sprei my vlerke oor, ek leef my lewe voluit, ek zweef in die genade wat U gee. Ek sprei my arms wye, koester teen my hart, die wonderwerk van lewe wat U gee. Ek sprei my vlerke oor.
Kom ons bid nou saam, dat God in jou en my lewe homself sal openbaar as die weg, waarheid, lewe, die een met die wysheid, en dat hy sake in jou en my lewe sal uitwys, wat hy wil genees, hoe ek kan verander na sy karakter. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, U het al die wysheid, U is liefde, en U is die een wat ons kan leer hoe om lief te hê, hoe om heilig te leef, hoe om heel te wees. En ons wil nou kinderlik bid, Here, kom wys my, wat is daar in my lewe wat moet verander? En ek maak my oop vir U werk in my lewe. Dankie daarvoor, Here. Kom verander my na U beeld en U gelykenis. In Jesus naam. Amen.